Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by hierdie tweede deel oor die gedagte wat bedoel die woord by die gee van tiendes en offergawes. Nou voor ons daarby kom, wil ek u net groet met die woorde van Halleluja lied 265, se besondere Halleluja lied in die Halleluja bundel. Daar staan God volmaakte vrede is 'n stroom gelyk, heerlike verkoking, lieflik soet en ryk. Hoe volmaak tog vloei dit dieper op die dier, hoe volmaak tog groei dit voller ieder uur. Die koorgedeelte sê, harte wat vertrouend, stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede en rus. Die groot teoloog Augustinus het gesê, dat 'n mens se siel is rusteloos, tot jy rus vind in die Here. Vriende, die Here gee 'n rus, wat alle verstand te bowe gaan. Die Here gee 'n vrede, wat die wêreld nie vir ons kan gee nie. En daarom is die vraag vanmôre, het jy al rus en vrede in die Here gevind? Dit vind plaas wanneer ons by die kruis van Golgotha kom buig en deur die geloof ons oë ophef na hierdie Here Jesus wat vir ons sy lewe aan die kruis gegee het, waar ons sonde bely, waar ons skuld erken, waar ons erken ons kan nie vergifnis van sonde verkry in onsself en deur onsself nie, maar alleen buite onsself in die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. En deur geloof in sy soenverdienste, deur geloof in die offer wat hy gebring het aan die kruis, vind ons vergifnis en vrede vir ons siele. Ons dink so aan die pragtige uitroep van die tollenaar daar in die tempel. Die Bybel sê hy het sy oë nie na die hemel opgehef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En die Bybel sê, hy het daarvandaan wegbeweeg met vrede in sy siel. En dit is wat die meeste mense na soek, na vrede in hulle siele. En dis net God wat dit vir ons kan gee, deur Jesus Christus, ons Here. Nou vriende, kom ons val weg dan, kom ons vanmôre by deel 2 van ons boodskap oor, wat bedoel die woord by die gee van tiendes en offergawes. Nou ek het vir u gesê dat hierdie vraag seker die vraag is wat die meeste al aan my gevra is. Want wanneer dit kom by finansies, wanneer dit kom by ons inkomste, is mense altyd skepties, mense vra baie vrae, mense is oorversigtig, en moet ons u ook Bybels begelei, want ons beleef ook 'n tyd waar die TV-predikers en baie kerke mense melk vir elke sent wat hulle het om hulle self te verryk. En vriende, dit is nie die Bybelse beginsel nie. Die Bybelse beginsel is dat ons uit 'n hart van liefde sal gee vir die God wat ons gered het, wat ons van ons sonde bevry het, wat vir ons elke dag gee uit sy genade hand. En daarom kan ons kyk na vanmôre se boodskap oor hierdie baie besondere gedagte van, wat bedoel die woord by die gee van tiendes en offergawes, en wat moet ons hartsgesindheid wees? Nou, jy sal onthou, ons het gister vir u gesê, alles begin by die hart, want die Bybel sê vir ons, dat die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. U sien, die Here het nie ons tiendes en offergawes nodig nie. Maar vriende, wanneer ons gee, gaan dit oor 'n saak van gehoorsaamheid. Dit gaan oor 'n hartsgesindheid, 'n dankbare hart wat sê, Here, u gee vir my so baie, en ek wil net vir u ietsie teruggee, uit dankbaarheid, nie omdat u dit nodig het nie, maar omdat ek nodig het om gehoorsaam te wees aan u. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar in Psalm 50, waar die Here met sy volk praat, hy sê, ek hoef uit jou huis geen stier of bok te neem uit jou kraal nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Hy sê, ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Jy het al seker agtergekom dat as mense sterwe, vat hulle niks saam nie. Al wat gaan gebeur is, hulle gaan rekenskap gee vir dit wat God aan hulle toevertrou het. Jy sal onthou, ons het gister 'n bietjie gepraat by die bou van die tempel, hoe die volk dan ruimskoots vir die Here gegee het, omdat hulle hart en hulle gesindheid voor die Here reg was. Ons het bietjie gister gepraat oor 3 gedagtes waarom mense nie gee nie. Ek het vir u gesê in die eerste plek, mense is ongered, so hulle stel nie belang aan God se opdragte nie, en daarvoor sal hulle rekenskap gee. Ander mense is gered en onkundig oor hierdie baie belangrike saak, en hulle is nie seker wat die Here sê nie, en ander mense is net blaatant ongehoorsaam. En die Bybel sê vir ons dat die Here self met elke individu sal deel op sy wonderlike manier, om hulle ook op hierdie punt van gehoorsaamheid te bring. En daarom is die belangrikste boodskap seker in die Bybel, vandag as jy God se stem hoor, moenie jou hart teenoor God verhard nie. Nou kom ons kyk gou vanmôre na 'n paar Bybelse beginsels, waarom 'n kind van die Here
moet gee vir die saak van die Here, in die gedagte van tiendes en offergawes. Nou mense vra my, wat is 'n tiende? Wat is 'n offergawe? En vriende, die eerste en die belangrikste is, dat ons sal onthou dat die Here vir ons gee, en na mate van ons oorvloed, gee ons ten minste 'n tiende van dit wat die Here aan ons toevertrou. En wanneer dit kom by bruto of netto inkomste, moet u self hierdie saak voor die Here uitmaak. Ek is nie daar om vir u 'n wet te maak nie, maar ek is daar om vir u 'n aanbeveling te maak, dat God sê ons moet ten minste 'n tiende van ons offergawe, van ons inkomste aan hom gee, en dan saam met dit nog 'n offergawe. Ons het gister 'n bietjie meer daarna gekyk. Vanmôre gaan ons kyk na 'n paar gedagtes wat die Bybel vir ons leer, waarom ons moet gee vir die saak van die Here. Nou vriende, die eerste gedagte, die skrif leer dit vir ons baie, baie duidelik. Ons kan sien nog lank voor die wet ingestel was, en lank voor ons nog Maleagi die 3de hoofstuk gekry het, waar die Here in besonder praat oor die gee van tiendes en offergawes, lees ons in Genesis 14 vers 18, dat Abraham aan Melchisedek 'n tiende van sy inkomste gegee het. Ons lees in Genesis 28:22 van Jakob wat Jakob vir die Here gesê het, Here, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. U kan die Bybelse beginsels gaan lees. Maleagi 3 vers 8 en 10 sê baie duidelik, bring die hele tiende na die skathuis. So vriende, wat die berekening daarop is, ek gaan nie vir u vanmôre sê, gee uit die netto of gee uit die bruto nie. Die eenvoudige beginsel is, moenie God beroof nie, want is 'n Bybelse opdrag om vir God en sy saak te gee, uit liefde en uit gehoorsaamheid. Daarom moet hierdie saak vanuit ons harte kom, en dan moet 'n dankbare hart wees in die gee van ons tiendes en offergawes. U kan gaan kyk, reg deur die Bybel is hierdie beginsel baie duidelik deurgegee. Matteus 23 praat die Here van die Fariseërs, wat as geveinstes bekend gestaan het, maar hulle was getrou in die gee van hulle tiendes, en getrou in die gee van elke detail van dit wat God aan hulle toevertrou het. En die Here sê, ons geregtigheid moet oorvloediger wees as die van die Fariseërs. So die eerste rede waarom ons moet gee, God gee ons die opdrag. Tweede plek is, ons gee omdat God vir ons goed is. 2 Korintiërs 9 vers 10 sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Vers 11 is belangrik, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons werk. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. So vriende, ons gee aan die Here, omdat die Here vir ons goed is, en as hy aan ons toe vertrou, dan gee ons ook met alle milddadigheid aan hom, aan sy werk, aan sy saak. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. 1 Korintiërs 4:7, wie trek jou voor? En wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Soos mense my vra, waarom moet ek gee vir die werk van die Here? Dan sê ek in die eerste plek, omdat God vir ons die opdrag gee in die woord, en in die tweede plek, ons gee omdat die Here vir ons goed is. Hy is vir ons goed, ver bo die maat. God gebied ook sy seën aan die getroues. Dink maar mooi aan wat Maleagi 3 vir ons leer, vriende, en nie net Maleagi 3 nie, maar die res van die Bybel ook. Die Here sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Baie belangrik hier, God word nou nie my skuldenaar, as ek vir hom gee nie. Ek kan nie sê, Here, ek gee my tiendes, en ek gee dan nog bo dit 'n offergawe, en nou skuld u my nie. God kan nooit die skuldenaar van 'n mens word nie. Maar die gesindheid is altyd, Here, u weet, in alle getrouheid en in gehoorsaamheid gee ek vir u saak, en ek pleit by u, Here, u sien die behoefte, u sien die nood van my hart, en van my huis, en van my omstandighede, en ek vra, sal u asseblief vir my voorsien, na die rykdom van u genade en barmhartigheid. Gaan lees Spreuke 3 vers 7, daar staan, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad, vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word, en van oorvloed, en jou parskype oorloop van mos. So baie belangrik dat ons sal sien, God gebied sy seën aan die getroues, en hy gee vir ons uit sy groote genade. En dan ook 'n gedagte, ons sal as rentmeesters rekenskap gee, van hoe ons dit wat God aan ons toevertrou het, spandeer het.
Nou vriende, daar is mense wat geweldig baie het, en hulle gee 'n klein bietjie van die baie wat hulle het, en hulle reken hulle het baie vir die Here gegee. En dan is daar mense wat min het, wat eintlik in oorvloed gee uit die bietjie wat hulle het. Daarom sê die Bybel, God gaan eendag ons rentmeesterskap op die proef stel. Ons gaan voor hom rekenskap gee. Die meeste mense, vriende, verryk hulle self uit hulle inkomste, uit dit wat die Here aan hulle toevertrou. Hulle akkumuleer, hulle maak bymekaar, en op aarde gaan dit met hulle baie goed. En hulle dink op die einde van die dag dat God tevrede is met die bietjie wat hulle gee, uit die baie wat hy vir hulle gee. En dan aan die einde van hierdie lewe sal al die lyne geryk getrek word. Jy moet onthou, as jy baie van die Here ontvang, het jy nodig om baie te gee vir sy saak. En ek kan vir u verhaal op verhaal vertel van mense wat dit gedoen het, en hoe God vir hulle ook geseën het. Die ander gevaar wat die Bybel vir ons leer, vriende, is dat ons ook die tug van die Here sal ontvang. En dis die laaste gedagte, as ons nie getrou aan die Here is nie. En hierdie tug wil ek nie vanmôre vir u 5 of 6 punte gee en sê die Here gaan dit of die Here gaan dat doen nie. Ek is nie hier om u bang te maak met die Here nie. Al wat ek net vir u sê, die Here sê dat hy tug die wat hy lief het. En as ons nie vir God gee ooreenkomstig die standaard van die woord nie, sal die Here op sy tyd, op sy manier ons tug soos hy goed dink. En ag vriende, voor dit by die tug kom, is die gebed van my hart dat u en ek getroue rentmeesters van die Here sal wees. Die Bybel sê vir ons, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid te oordeel, en dan sal hy ons elkeen vergeld volgens ons werke. Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Die belangrike gesindheid is, vriende, dat ons hierdie gesindheid sal openbaar, wat ek vir u gesê het, wat daar in Matteus 6:21 opgeteken is. En daar lees ons die woorde, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Jy sien die hele gesindheid en die hele gedagte rondom wat bedoel die woord by die gee van tiendes en offergawes, is dat ons hartsgesindheid voor die Here reg sal wees om te gee vir God se saak. Dit begin altyd by die minimum van 'n tiende van dit wat God aan my toevertrou, en dan die offergawe daarbo-op, sodat ek kan sê, Here, ek vereer u met dit wat u my gee, en ek is getrou aan dit wat u aan my toevertrou. En daarom, vriende, is dit belangrik dat ons nie altyd sal kyk na die rand en sent nie, maar dat ons sal kyk na die gesindheid van ons hart, en nie alles sal bereken tot op die laaste puntjie nie, maar dat ons sal sê, Here, ons gee in oorvloed, omdat u vir ons ryklik seën. U verskaf vir ons soveel vrede, u gee vir ons soveel genade, u het vir ons vergifnis van sonde geskenk. Ons is vir 'n tyd lank op hierdie aarde, en help ons dat ons 'n loon bymekaar sal maak om eendag aan u voete neer te lê. Want waar ons skat is, daar sal ons hart wees, en as ons skat in die hemel is, dan sal ons hart ook daar wees, en sal ons gesindheid wees om ruimskoots te gee vir die werk van die Here, vir die uitbreiding van God se koninkryk, en die verheerliking van sy naam. Ek kan nog baie vir u daaroor sê, maar ek dink ek het genoeg gesê, en die gebed van my hart is dat u hierdie saak voor die Here sal uitmaak, want u sien, die Bybel sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Die Here het 'n blymoedige gewer lief, en mag die Here ons blymoedige gewers maak, om te gee vir sy saak, tot sy eer en tot verheerliking van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.